Hallo City Changers, dit is vir my 'n voorreg om hier amper aan die einde van die week so vir jou net 'n gedagte te deel rondom hierdie belangrike dag wat ons vandag vier, die hemelvaart van Jesus Christus. Dis 'n gebeurtenis wat amper of saam met die Paasnaweek gebeur het en ons kan baie maklik fokus op die dood van Jesus Christus en die opstanding, maar partykeer vergeet ons van die hemelvaart van Jesus Christus wat 'n paar dae na die opstanding was. Jesus het verskyn aan sy disippels na dit en op 'n stadium toe vaar hy op in die hemel, soos hy gesê het voordat hy gesterf het aan sy disippels. Nou hierdie is 'n gebeurtenis wat ons amper al baie lande nie vier nie en baie Christene nie meer vier vandag nie, want ek dink ons verstaan nie altyd wat dit beteken nie. Wat is die implikasie van dit? Beteken dit vir my? Wat sê dit op die einde van die dag van wie Jesus is en van wie ek en jy is? Nou, ons stel die storie op in Lukas 24, waar Jesus sy hande uitsteek na sy disippels toe, en hy seën hulle, en dan vaar hy op in die hemel. Alles wat hy gesê het, dit gaan gebeur. Nou, as dit kom by Jesus, besef ons dat dis die verheerliking van Jesus as koning van alles. As dit by Jesus kom ook, besef ons dat die hemelvaart was betekenisvol in die sin dat hy nooit weer sal sterf nie. Dis die bewys dat hy opgestaan het uit die dood, hy het opgevaar het na die Vader toe, terug by die Vader, en dat hy nooit weer sal doodgaan nie. Hy gaan vir ewig die koning wees wat leef, of vir ewig sal hy met ons wees. Wat dit vir my en jou beteken vandag, dit is eintlik waarby ons wil uitkom, is, maar wat beteken dit vir my? Hoekom moet ons dit vier, as dit net gaan oor Jesus? Nou, ek meen, ons wil graag vier wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het, en wat dit alles oor hom gaan en oor hom beteken. Maar tog beteken dit iets vir my en vir jou vandag. En hier's die ding, is dat ek kan net dink in daai oomblik toe Jesus vir hulle sê, luister jy, dat ek gee vir julle die Heilige Gees, moenie bekommerd wees as ek weggaan na die Vader toe nie, julle sal nie alleen wees nie. Onthou hulle tyd spandeer saam met Jesus elke dag, die disippels, en hy sê vir hulle, moenie bekommerd wees nie, ek stuur vir julle die Heilige Gees en hy sal by julle wees, hy sal julle lei in die waarheid, en julle moenie bekommerd wees nie. En dan sien ons hier in Johannes 14 vers 12, waar Jesus hierdie woorde uitspreek, en ek wil dit graag vir jou lees. Hy sê die volgende, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, wie volgelinge is van Jesus, wie in hom glo dat hy die redder is, hy sê die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit. So Jesus kom baie duidelik en hy sê, luister, dit wat ek voorgestuur was op aarde, om mense te point na die Vader toe, na wie Christus is, en te sien dat daar heelheid sal kom, en dat daar redding sal kom, en dat mense Christus sal ontdek. Hy sê dat dit wat ek gedoen, die feit dat daar genesing was, en dat daar restaurasie was, hy sê, elkeen wat in my glo, sal dit wat ek gedoen het doen, en nog meer as dit, sal jy doen. En hierdie is eintlik die crux, is waar Jesus, dit is vir my, vir Jacques, is dit vir my eintlik so amazing waarheid, is waar Jesus eintlik kom, en nie net is dit ons geloof in hom nie, en die feit dat ons in hom vertrou, dat hy vir ons sal voorsien in ons lewens, dat hy die Here van my lewe is nie, maar hier kom Jesus, en vir die eerste keer beleef jy amper hoe hy kom en sê, maar luister, hier is die geloof wat ek in my kinders het. Hier is die vertroue wat ek in elkeen sit wat in my glo. Ek trust julle met 'n groot missie. Is dat julle die sout sal wees, is dat julle die lig sal wees. Matteus 5 kom Jesus en hy sê dit, let me tell you why you are here to be salt seasoning, bringing out the God flavors on this earth. You are here to be light, bringing out the God colors in this world. En hy sê hierdie statement van dat hy ons kies om hierdie amazing impact te maak hier op aarde. En hierdie is wat hemelvaart oor gaan, is dat Jesus na die Vader toe gaan, en eintlik vir ons die taak oorgee en sê, ek trust julle. Nou is dit nie net meer Jesus as een persoon hier op aarde wat rondgaan en die goeie nuus verkondig en mense bedien nie, maar hy export hierdie calling, hierdie roeping, export hy teenoor elke persoon wat in hom glo, en hy sê, ek stuur julle gaan nou die lig wees, julle gaan nou die impak maak.
Julle gaan die verskil maak. Ek vertrou julle. Ek het geloof in julle. En mag hierdie vir ons so na in die hart wees, elke liewe jaar wanneer ons kom en ons vier die hemelvaart van Jesus Christus, dat ons sal besef, dankie Here dat U verheerlik is as die Here van alles, dat U nooit sal sterf nie, U is vir ewig ons God. Maar ook, Here, dankie, in daai moment het U kom wys, die onsaglike geloof wat U in elkeen het, die vertroue wat U het, in elkeen wat in U glo. Mag ons hierdie aksie van Jesus Christus en die vertroue in sy hart, mag ons dit vat en iets daarmee doen. Mag ons besef dat ons eintlik die draers nou is van die teenwoordigheid en die krag en die heerlikheid van Jesus Christus oral waar ons gaan. En vandag vier ons die hemelvaart van Jesus Christus en die implikasie van dit op die wêreld en op jou lewe. Mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir U woord. Dankie dat ons vandag kan stil staan, Here, by hierdie moment in geskiedenis wat so groot oomblik was daar, Here, maar ons weet dat die krag van dit is nog steeds waar en aktief vandag in ons lewens. Ek bid vir elke gelowige dat U ons sal oproep in ons gees, dat ons sal besef, Here, die geloof wat U in ons het, die vertroue wat U in ons het, om in hierdie wêreld 'n verskil te maak, om geur te bring in hierdie wêreld, om lig te bring in hierdie wêreld. En ons sê vir U dankie daarvoor, dat U ons uitkies om daai groot taak te verrig. En Here, U sal ons nie vra en ons kies as U nie dink ons het die vermoë om dit te doen. Here, U weet dat ons het die vermoë om U missie uit te dra hier op aarde. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.